40 dae reis saam met Jesus was en sal altyd wees 'n diep geestelike reis. Dit was sielvoedend om weer eens te leer wat Jesus ons leer deur die gelykenisse. Jesus praat met ons op 'n manier wat sy as 'n kind kan verstaan. Hy sê ons, glo soos 'n kind. Tydens hierdie reis het ons hart en gees uitgeroep. Ons wil wees soos Jesus, doen soos Jesus sou doen, luister soos Jesus sou luister, praat soos Jesus sou praat, en liefdevol genadig wees soos Jesus. Maar ons kan dit net regkry deur krag wat hy ons gee. Daarom ons dit bidden doen, met die regte gesindheid doen, uit dankbaarheid vir alles wat Jesus vir ons doen en gee, en nie om deur die mens gesien te wil word nie. Alles wat ons het en is en ontvang, gee hy uit sy groot genade en liefde vir ons. Wat 'n wonderlike vooruitsig dat ons eendag vir ewig saam met Jesus sal wees, omdat hy uit sy genade en liefde dit vir ons aan die kruis gedoen het. Hierdie 40 dae reis is vir my van onskatbare waarde. Die wyshede uit die gelykenisse het my net weer bewus gemaak van hoe God ons roep om elke dag nederig en dienend te lewe, om sy lig aan die wêreld uit te dra, en dat ons dit nie sonder hom kan doen nie. Hierdie 40 dae was vir my 'n wonderlike reis en sal dit baie lank onthou. Die gelykenis wat ek so goed ken, het 'n ander dieper betekenis vir my gegee. Dit het vrae gevra, is ek soos die fariseer of tollenaar? Loop ek verby my medemens in nood soos die priester? Is ek tevrede met wat ek het? Dit het ook vir my gevoel dat die 6 gelykenis wat gekry is, al dieper en ernstiger raak. Van 'n arbeider wat werk vir 'n loon tot die laaste oordeel. Nogmaals baie dankie vir die 40 dae reeks. Wat 'n voorreg was dit nie om hierdie 40 dae saam met so 'n besonderse groep om 'n tafel te sit en in Jesus se voetspore te volg nie. Op die paaie van die gelykenisse het ek soveel geleer en elke Woensdag was werklik kunsmis vir my gees, vir my siel, vir my liggaam. Verskriklik dankie. Ons het hierdie afgelope klompie dae nogal geheg geraak aan mekaar. Ons het mekaar baie beter leer ken, baie informele gesprekke met mekaar gevoer en dit was regtig 'n seëning om hierdie 40 dae met die groepie te deel. Baie dankie vir die leraars wat ook baie moeite gedoen het met die samestelling van die boeke, die kursusse ensovoorts, en dat dit alles moontlik gemaak word hier in Jeffreys Bay, en ook so die dienste wat elke Sondag so toepaslik vir ons gegee is, en dat ons daarna ook dit so lekker kon bespreek het. Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie gelykenisse tydens die 40 dae reeds in groepsverband te kon bespreek met die hulp van al die inligting wat mildelik aan ons verskaf is. Ek het geleer om met ander oë na my naaste te kyk, te luister en dan te doen. Ek het ook baie meer van myself geleer en besef dat ek soms baie ver tekort skiet. So iets wat vir my soos 'n paal bo water staan, is dat ek moet commit en in beweging kom, want elke tree tel. Vanjaar se 40 dae kursus was regtig 'n oproep om ons nader aan Jesus te laat groei, deur die ou gelykenisse met 'n ander diepte waaraan dit geraak het. Sy hart vir ons, die gemeentes en ook vir ons land, weer bloot te lê en te leer om met passie vir Jesus te leef. Die hele kursus het ons weer tot besinning geroep en bewus gemaak dat die hooftema van ons liefde vir hom. Ons is daarop attent gemaak om meer liefde en vrede na te streef en dan ook dankbaarheid daarvoor te hê teenoor Jesus en teenoor al die mense. Ons het hierdie afgelope klompie dae nogal geheg geraak aan mekaar. Ons het mekaar baie beter leer ken, baie informele gesprekke met mekaar gevoer en dit was regtig 'n seëning om hierdie 40 dae met die groepie te deel. Baie dankie vir die leraars
wat ook baie moeite gedoen het met die samestelling van die boeke, die kursusse ensovoorts, en dat dit alles moontlik gemaak word hier in Jeffreys Bay, en ook so die dienste wat elke Sondag so toepaslik vir ons gegee is, en dat ons daarna ook dit so lekker kon bespreek. Voorheen het ons altyd hierdie gelykenisse gelees en gehoor van. Maar dit is soos 'n klein kindjie wat begin lees dalk, wat die storie lees en nie weet wat dit beteken nie, of 'n sekere betekenis daaraan koppel. En in hierdie paar weke het ons nou 'n baie beter tipe van 'n insig gekry aan wat dit eintlik van ons behels. Want met elkeen van hierdie het ons altyd probeer soek na iets spesifiek wat die Here vir ons wil vertel deur hierdie gelykenis. Elkeen het natuurlik toegepas op sy eie manier en eie lewensomstandighede. Maar die laaste ruk wil sê ek het my kennis definitief verbreed wat dit betref, en dit het vir my 'n baie dieper betekenis elkeen van hierdie gelykenisse. En waar dit kom by die ander gelykenisse wat ons nog nie behandel het, het ek 'n tipe van 'n drang om dit na te forsing, meer te kyk na al die ander gelykenisse. Die gelykenisse van Jesus is werklik baie besonder. Dit is so spesiaal. Dit help ons om weer te luister, ook na mekaar te luister, te leer by mekaar, aan mekaar te dink, van mekaar te bid, ook in ons eie lewe opnuut ondersoek te doen, te waardeer, die genade te geniet, dankbaar te wees. Ja, ons het groot waardering vir die leiding wat ons ontvang het, vanuit die woord. Ons het groot waardering vir die woord, die leiding vanuit die eredienste, die materiaal wat ons saam gelees het, die gesprekke in die groepe. Dit alles is vir ons baie besonder. En ons wil dankie sê. Ons het waardering daarvoor. Ons het waardering vir mekaar. Dit is wonderlik om saam op reis te wees, op hierdie pad van lig, leef in die lig, leef die lig, leef ook ligter. Die gelykenisse het elkeen op 'n eie besondere manier vir ons geleer en gehelp om ligter te leef. Dankie vir mekaar, dankie vir elkeen. Dit is regtig vir ons goed. En ons wil net ons dankbaarheid oordra, en ons wil bid vir mekaar, en ons wil bid dat die seën van die Here op elke groeigroep lid, op elke groep op die gemeente sal wees, en dat ons op hierdie pad steeds verder in vrede en met vreugde verder sal leef. Baie dankie.